Vandag se persoonlikheid is Blitz en sy hanteerder Jannie. Blitz moet seker die kleinste motor in die land wees, maar hy lyk nogal parmantig en hy het goeie verhoudings. Kom ons begin by sy swakste eienskappe. Agter is daar bitter min plek, maar kleiner kinders behoort dan heel gemaklik te ry. Daar is egter 'n mooi plat vloerruimte onder. Die ruimte agter sy agterste sitplek is omtrent net groot genoeg vir jou toebroodjies, maar ons kyk hier na 'n stadsmotortjie. Sy naam is trouens Citybug of Stadsbesie en dit beskryf sy aard baie mooi. Maar nou sy sterkpunte. Die voorste sitplekke is verbasend ruim en heel gemaklik behalwe miskien vir die heel langste lede van ons spesie. Inklim is nie moeilik nie. Dalk kan senior so 'n bietjie sukkel. Voor is plek nie 'n probleem nie. Kom ons kyk na die kentekens, nou nie 'n 3-punt ster nie. Maar kom ons maak vol en ons gaan ry 'n end. Dis tog waaroor dit gaan. Maar wat is hierdie nou? Bux is waaragtig 'n elektriese voertuig. Kom ons kyk na die engine ruim. Daar is daarom heel wat plek, lyk of 'n mens maklik aan hom sal werk as dit nodig sou wees. Terloops, die motor is maar 'n 4 kW en 'n 9 kWh battery. Die Bux het 'n verrassende paneel, net 2 ratte vorentoe en agteruit, maar 'n radio, 3 kamera en al die gewone spoedmeters ensovoorts. Elektriese vensters, kan jy glo lugversorging, en as ons nou na sy grondvryhoogte gekyk het, dan gaan ons gou-gou eentjie ry. Kom ons kyk heel eers na sy draaisirkel. Die Buxie is baie kort en hy draai ook baie kort, so hy is eintlik ideaal vir inkom en parkering in die stad en vir die verkeer. Kom ons probeer 'n bietjie op die gladder paaie ry. Daar is natuurlik net bande lawaai, daar is geen binnebrandmotor wat lawaai of uitlaat wat gasse uitspoeg nie. En ek moet sê, ten spyte van sy kort afstand ry hy nogal nie te sleg op 'n gladde pad nie. Maar kom ons kyk wat gebeur met 'n grondpad. Hierdie grondpad is nogal 'n grove kerel en hier kom sy kort afstand, sy klein wielietjies en sy veering. Nou ja, wat ons nou sê, nie na hulle reg nie, want dit is regtig nie 'n verskriklike aangename rit nie. Terug op die teerpad, lekker glad. Kom ons kyk wat maak hy met 'n spoedhobbel. Nie te sleg nie en nou ja, vir 'n stadsmotor dink ek sal 'n mens met hom kan klaarkom. Maar is nou tyd om die ander persoonlikhede te ontmoet. Jannie en Rita is die hanteerders van Blitzie en Jannie het vir Blitz ontmoet so 2 jaar gelede toe hy 'n ander voertuigie gaan koop. Die voertuig wat hy toe gaan koop het is 'n Impie, dis 'n 3-wiel elektriese motorfietsie en dit was sy eerste elektriese. Ek het oor die jare heen koop ek net wit karre en toe het ek vir Blitz aangeskaf vir 'n ryding eintlik vir Rita, maar nou sy's baie jaloers op Blitz. Ek moet elke keer toestemming vra dat ek kan ry met hom. Blitz is 'n elektriese voertuig wat so 100 km op 'n laai kan loop en loop teen 60 km/h maksimum spoed. En dan is dit 'n voertuigie wat lekker beweeglik is, vinnig op die weg trek, maklik om te parkeer, kan die kleinste gaatjies parkeer en lekker rond beweeg. So dit is 'n voertuigie wat in 'n stad en in 'n dorp ideaal is vir 'n voertuig om jou besigheid te kan doen. Blitz het nou tans 3500 km op. Ek het nog geen onderhoud op Blitz gehad vandat ek hom aangeskaf het nie. Jy gaan seker jou geld terugkry as jy kyk na brandstofbesparing in 'n 5 jaar periode. Dit hang ook weer af hoeveel jy ry, maar dit is by definitief die moeite werd om 'n elektriese voertuig aan te skaf. En teen ander voertuie se pryse wat hemelhoog is Blitz eintlik dan goedkoop in terme van sy prys. Die Ford het ek gekies omdat hy vir my funksioneel is. Hy het weerskante skuifdeure. Ek doen baie installasies en dan kan ek my gereedskapkaste binne in hom hê en ek kan van weerskant af by my gereedskapkaste uitkom. Ek is 'n natuurmens en baie lief in die natuur en die skepping en daarom spandeer ons redelik baie tyd en neem ek ook baie foto's van diere en voëls. Daarom het ek toe nou ook besluit om vir my Infanta 4x4 waantjie aan te skaf en daardeur alle paaie te kan ry waar dit moontlik is om met my voertuig en die waantjie te kan ry. Gewone karavane is nie funksioneel vir die tipe paaie wat ek ry nie.
Hierdie ene voldoen absoluut aan die vereistes. My vorige een wat ek gehad het was 'n Enkulu 1. Jannie sal sonder ophou praat oor sy uittogte en sy vakansies en sy vierwiel wa, maar kom, dit raak tyd om vir Blitsie te groet en vir Jannie weg te stuur Wildtuin toe. En ek is seker hy gaan heel pad dink aan die moontlikheid van 'n elektriese voertuig vir sy lange afstandritte. Nou ja, Blits, was lekker om vir jou en Jannie te ontmoet. Tot later dan.